Vloeidiagramme soos hierdie word baie keer gebruik as 'n plaasvervanger vir 'n getalpatroon. So wat hulle sal doen is, hulle sal byvoorbeeld hier in die linkerkant, die getalle wat jy moet invoer, sal wees 1, 2, 3 en 4. Wat presies dieselfde sou beteken dit as die posisies van jou terme in 'n getalpatroon. En hulle kon dit byvoorbeeld met die antwoorde wat jy nu aan die regterkant kry, ook nou weer in 'n tabelvorm gesit het. So luister net mooi wat ek daar vir jou sê. Wanneer jy 1, 2, 3, 4 het as jou invoerwaardes, of jy het 'n tabel en die boonste ry is 1, 2, 3, 4 met waardes in die onderste ry, dan is dit presies dieselfde as wat hulle vir jou daardie getalle wat aan die regterkant van die vloeidiagram is, of die getalle wat aan die onderkant van 'n tabel is. As hulle net daardie getalle vir jou gegee het as 'n getalpatroon. Dis 3 verskillende maniere om presies dieselfde vraag te vra, naamlik getalpatrone, waar hierdie die posisies van die terme sal wees, of in die tabel die posisies van die terme sal wees, of in 'n gewone getalpatroon sal dit net die getalle gelys word. Jy moet self weet dat dit die posisies is. Maar 'n vraag soos hierdie spesifiek, sal jy sien, het ons nie hier in die linkerkant 1, 2, 3 en 4 nie. Ons het 4, K, 9 en 12. So hierdie tipe vloeidiagram kom met 'n heeltemal 'n ander invalshoek. Hierdie het niks met getalpatrone te doen nie. Hierdie gaan oor formules. En daarvoor moet jy kyk na wat daar in die middel gebeur. So as ons byvoorbeeld gaan kyk na daardie 4 as die eerste getal, dan kan jy sê 4 maal met 8, die eerste ding wat gedoen moet word is 32, dan 32 minus 7 gee vir my 'n antwoord van 25. En as ons nou kyk na die laaste waarde wat ons daar moet kry, net so 'n bietjie opvat daar, die H, dan gaan ons presies dieselfde doen met die 12. Ons gaan sê 12 maal met 8, natuurlik met jou tafelsken, is 96, minus 7, geef my 89 en dit is dan die waarde wat ek daar gaan uitkry. So die waarde van H, bloot volg net die stap, maal 8 minus 7. Maar om K se waarde te kry, om nou daardie waarde te kry, moet ons van regs na links werk. So met ander woorde wat ons daar gaan doen is om in die eerste plek van daardie kant af te werk met omgekeerde bewerkings. So nou gaan ons sê 81 plus 7. Dit gee dan vir my 'n totaal van 88. Dan moet ek deel met 8, want nie maal nie, maar deel. So 88 gedeel deur 8 gee dan vir my 11. So die invoerwaarde by K sal 11 moet wees om 'n antwoord van 81 te kry. So asseblief let net baie mooi op wat hier gebeur met hierdie vloeidiagram, dat dit kon baie maklik 'n getalpatroon gewees het. As hulle net vir jou 1, 2, 3, 4, 5 of wat ook al aan die linkerkant gegee, dan kon jy dit gehanteer het soos 'n getalpatroon. Maar hierdie is nie so 'n vraag nie. Hierdie het 'n heeltemal ander invalshoek en dis baie belangrik dat jy hom sal raak sien presies vir wat dit is.